6 Oktober, maandagoggend, en welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Vat sommer nog 'n sluk. Goed. As vir baie nuus vanoggend. Ons is natuurlik die kampioenskappe se kampioen, 2 keer in 'n ry. Ons Springbokke het vir ons laat sweet Saterdag, maar hulle het dit deurgehak. Corneille, wat sê jy? Dit mos jou profiel daai. Jy kom ook teestaan min op Koffie met Brood, maar ek kan het verstaan. En in elk geval, ons het gewen. Nee, Andrew is jou profiel daai, nee. Ja, ek dink dit is Andrew se profiel. Daar is nog niks hier onderop nie. 3 mense kyk, 2 profielfoto's is op. Ja, is jou Andrew, daar is hy. Ja, toe wen ons nou die kampioenskappe en ons is back-to-back champions, back-to-back World Cup champions, back-to-back die rugby champions. Volgende jaar gaan dit nie daar wees nie, alhoewel hulle het probeer het inwerk, maar ons het mos daai toer van Nieu-Seeland volgende jaar, wat vir ons belangrik is. So, hulle kom 'n klompie wedstryde hierso speel, en hopelik deur die genade van bo het ons die land al geflippel teen daai tyd. Ek sê vir julle wat, nee. As ons kyk na die munisipale verkiesings wat nou afkom, en die goed wat die ANC nou weer besig is om kwyt te raak oor munisipaliteite, dan is dit maar net 'n heeltemal 'n grapkas storie aanhoudend en aan mekaar. Daar is 'n nuwe profielfoto wat ek nie ken nie, maar welkom in elk geval. En baie nuus om deur te gaan vanoggend. Ek sal net nou, soos ouer gewoonte kom ek, Elmo, jy het jou profielfoto verander. Goeiemôre. Soos ouer gewoonte sal ek eers wêreldnuus deurgaan en dan Suid-Afrikaanse nuus. 2 dinge wat belangrik is vanoggend, wat die kerk aanbetref. Die Britse koninkryk of die Verenigde Koninkryk of wat ek al hulle self wil noem, Engeland, se koppe is regtig waar besig om uit te haak. Hulle het nou vir Dame Sarah Mullally, die eerste biskop van Canterbury, wat ons oor gepraat het seker 'n jaar gelede, Jan, wat sê, goeiemôre. Hulle het nou vir haar as die leier van die kerk in Engeland aangestel. Dis die eerste keer dat 'n vrou aangestel word as die leier van die kerk van Engeland, en sy volg 105 mans wat voor haar gekom het. André, wat sê jy? Goeiemôre, welkom hier by ons. In elk geval, dit is heeltemal teen dit wat Vader vir ons leer uit die skrif uit. Die leiers in die kerk, dis heeltemal teen dit. Hy sê baie uitdruklik, sê hy in sy Bybel, Tuis, goeiemôre, Shalom, hoe gaan dit? Baie duidelik in sy Bybel sê God dat 'n biskop moet die man wees van een vrou. 'n Vrou kan nie 'n biskop wees in God se gemeente nie, daar's nie 'n manier nie. Sy is nie eens veronderstel om 'n pastoor te wees nie. Want 'n vrou mag nie 'n man leer nie. Sy kan wel preek, maar sy mag nie 'n man leer nie. Sy kan wel 'n profetes wees. Nee, soos die skrif ons ook leer in die boek van Handelinge. En sy kan 'n Bybelskoolleraar wees. Maar van die kansel af mag 'n vrou nie 'n man leer nie. Dis net hoe dit is. En nou maak hulle hierdie vrou sy is nie net die biskop van Canterbury nie, maar sy is nou sommer die biskop van die hele kerk van Engeland. Hierdie goed grief my tot in my klein twintjie in. Dan het jy aan die ander kant van die draad, jy daai gemors aan die een kant, en dan aan die ander kant van die draad het jy hierdie ander megakerk gemors. En dit is 'n pastoor nou weer in Amerika wat 'n megakerk het. Robert Morris, hy is gearresteer, 6 maande tronkstraf gekry omdat hy 'n kind gemolesteer het. Net 6 maande, ek sou hom gehang het. Nee? So jy het hierdie megakerke, ons het 'n klomp megakerke hier in Pretoria, en jy kan sien wanneer hy ou 'n megakerk het, as hy praat net geld. Dit gaan net oor geld, dit gaan oor sy vliegtuig, dit gaan oor die onderhoud van sy kerk en sulke goed, nee. Die kerk groei al hoe meer, hy kort meer geld, so jy moet die hele tyd vir jou druk vir tiendes.
Goeiemôre Jenny. Hy moet jou die hele tyd druk vir tiendes, die hele tyd aan mekaar, aanhoudend, jy moet betaal. Dis mega kerke. Die gees van God is nie daar nie. Die krag van die Heilige Gees werk nie daar nie. Die mense gaan sing 'n klompie liedjies, gee 'n tikkie en bid dat hulle R10 en R100 gaan verander. So aan die een kant van die draad het jy die absolute linkse kerke en aan die regterkant het jy, ek wil nie eens praat van regse groepe nie, want regse groepe is soos jou Israel wit visie leer gemors, maar jy het kerke wat veronderstel is om die waarheid te ken, jou Pinksterkerke en jou karismatiese kerke, maar dan het jy jou geld, kom ons noem dit die mega geldkerke. Hulle val eintlik heeltemal uit die bus uit. Hulle gee vir jou 'n goeie, mooi stories wat jy kan goed voel in huis toe gaan en jy het jou geld vir hulle gegee. Jy kom eens agter later, flip, jy het R1000 in die mandjie gegooi omdat hy so gesê het. Baie versigtig wees vir hierdie ouens. Hulle is jakkalse, wolwe in skaapsklere. Hulle is net daar om jou te besteel. Ek dink as Esegiel, wat een is dit nou? Praat onder korreksie, maar ek dink is 32 daar rond waar Vader waarskiet in hierdie tipe herders, né? Maar miskien moet ek 'n Bybellering daaroor doen. Maar ek gaan nie nou daarna kyk nie, maar dalk is dit iets wat ek moet doen. Eina, wat sê jy? Goeiemôre. So ons het hierdie goed in die wêreld wat aangaan, en dit is maar die kleinste van die gemors wat aangaan. Daai Puff Diddy Combs is gefonnis tot 4 jaar en 2 maande vir sy pedofiel aksies en sy satanistiese rituele en sy goed. Nog 'n man wat eintlik gehang moes geword het. Né? 4 jaar gekry, hy sal seker 2 jaar afkry vir good behavior. Dan sy weer op vrye voet. Dan kan hy sy miljoene wat versteek is weer kan gebruik en hy kan dalk weer in die Hollywood circles begin beweeg en net aangaan waarmee hy gestop het. Hierdie mense is totaal en al gemors, man. Hulle is net gemors. Nee, as jy kyk byvoorbeeld na Californië, die leier van Californië, die linkse Gavin Newsom, hulle noem hom sommer Newsom. Daai ou is net so 'n groot flipping grap. Hy dagvaar nou vir Donald Trump, omdat Donald Trump gedurf het om die nasionale wag na Californië toe te stuur. Nou dagvaar hy vir Donald Trump. Het hierdie tipe siek trek mense nie geleer dat jy dagvaar nie vir Donald Trump nie, hy wen sy sake. In elk geval, dis Amerika. Amerika raak al hoe meer. Gister, ek wonder of daar 'n manier is om te pyl hoe ver die mensdom geval het in veral lande soos Amerika. Ons kan sien wat gebeur in Engeland. Keir Starmer het nou 'n wet deurgedruk daarso in die Verenigde Koninkryk. While you were sleeping, het hy 'n wet deurgedruk waar familielede nou met mekaar kan trou. Hoe lyk jy daai ene? En die groep wat hom gedruk het om dit te doen is 'n moslimgroep. Hulle noem hulle the Muslim Lobbyists. Dis hierdie aparte groepe in die regering wat kan druk plaas op jou, kan druk uitoefen op jou. En hulle het dit nou so dat familie kan nou ondertrouery is nou wettig. Kan julle verstaan wat in Engeland gebeur? Dit word nie net Islam nie, dit word sieker en sieker. En ek glo Vader sal hierdie lande oordeel wanneer die tyd kom vir hierdie lande om geoordeel te word. Dan op die oorlogsfront, die meeste van die mense van die flotilla wat na Israel toe gegaan het, is teruggedeporteer na hulle lande toe, en Greta Thunberg, sy is aangebied deur die Griekse lugredery om haar terug te vat, en die Grieke vat vir ou Gretaatjie terug, die simpel ding. Maar in elk geval, terwyl die Suid-Afrikaners hard beklei om hulle mense weer terug te kry, Israel moet die goed sommer net flip en toesluit en skiet. In elk geval. Johan, wat sê jy? Goeiemôre. In ander oorlogsstories, die Munichse lughawe in Duitsland is hulle toegemaak as gevolg van hommeltuigaktiwiteite. Sodra soos daar 'n hommeltuig in die lug is daar net moeilikheid. En hierdie hommeltuie, ek moet vir julle sê, hierdie drones, raak al hoe gevaarliker. Dit is Dave, wat sê jy? Goeiemôre. Dis eintlik ongelooflik hoe gevaarliker hierdie goed raak. Dat jou gevegsvliegtuig oorlogvoering verdwyn met hierdie hommeltuig aanvalle en goed.
Kestery mense daar, en die goed is duur. Ek weet nie hoekom dit so duur is nie, maar is duur. Copy-paste, as ons van daai goed in die hande kry, is ons net copy. Ons kop het een, en dan copy ons die hele flipping ding, en ons bou ons eie. Soos ons al die tye gedoen het, né? Al die tye gedoen het. In elk geval, Hamas het net 'n paar dae om totaal en al oor te gee, om die gevangenes vry te laat en om tot 'n skietstilstaking te kom en Israel het opgehou bom en hulle het teruggeskuif na 'n sekere grenslyn toe van waar hulle nou wag vir Hamas om te doen wat Donald Trump sê. En indien Hamas dit nie doen nie, het Israel die volste reg om Gaza totaal en al plat te vee uit te wis. En daar sal 'n verskriklike bloedbad wees. Dit is so erg dat Putin gesê het dat die grootste begrafplaas van kinders is Gaza. Hierdie oorlogsigtiges maak geld op die onskuldige bloed van kinders. Hierdie mense verstaan nie die tipe God wat ons het nie. Julle weet, hoe meer ek mediteer op wie God is en sy liefde vir die mensdom, hy het al sy mense lief, hy het ons almal lief. Die vyand en die goeie een, hy het almal lief, hy het almal gemaak. En hy wil almal 'n kans gee om by hom uit te kom in die hemel. En as ons kyk hoe hierdie mense kindertjies uitmoor en hulle totale bedrogsbeplanning. Ek bedoel, teen hierdie tyd moet almal wat koffie met brood kyk, digitale idees en daai tipe van ding verstaan. Digitale geld, digitale alles. Dis eintlik 'n digitale tronk. Indien jy nie jou inspuiting kry vir die maand nie, dan kry jy nie jou digitale geld nie. Jy kan nie koop en verkoop nie, dit is totaal in al die merk van die dier. Behalwe in hierdie geval, is die ding nog nie in jou ingespuit nie. Baie mense, veral in Suid-Afrika, ons het nie daardie gemors in ons liggame nie. Maar daai gemors kom in jou liggame, nanotech kom in jou liggame op heeltemal ander maniere. So ons weet nie hoe ver ons al in hierdie pad af is, sonder dat ons besef dat ons die merk van die dier dalk al reeds in ons ronddra nie. Maar dank God dat hy vir ons red uit hierdie goed uit. Maar digitale ID en daai tipe van goed kom na Suid-Afrika toe. Mense, as ons nie 'n verandering inbring so gou as moontlik nie en die wêreld skud met dit wat ons doen deur die Federale Alliansie nie, gaan ons gat sien in plain Afrikaans. Maar ons vertrou regtig waar die uitwerking van die profetiese woord van Siener van Rensburg. Nie die goed dat mense uit hulle duim uitsuig nie, die ware woord. In elk geval, in ander nuus, die Kanadese eerste minister ontmoet vir Donald Trump môre oor die handelstariewe. In Georgia het hulle die eerste minister se, die presidentswoning en die presidentsregeringsgeboue bestorm, want Georgia wil uit die Europese Unie uit en sekere mense is aangehits om die regeringsgeboue te bestorm. En die eerste minister, of die president van Georgia het gesê, hy weet dit is die Europese Unie wat hierdie mense gebetaal het om dit te doen, om hierdie aksies teen hulle te loods. So Georgia is besig om op te staan teen die Europese Unie en Ursula von der Leyen doen haar bes om seker te maak dat ander lande nie uit die Europese Unie uitval nie. Hoekom? En as hulle uitval, waartoe gaan hulle? Hulle sluit aan by Rusland, jy sien? Dis duidelik, dit het nou absoluut duidelik uitgekom dat duidelike bewyse uitgekom dat Bulgarië se verkiesing totaal en al deur die Europese Unie oorweldig was en grootskaalse bedrog het plaasgevind om seker te maak dat die ouens wat in beheer is van Bulgarië op hierdie stadium deur die Europese Unie in die stoel geplaas is. So dit is die bedrog en die goed wat aangaan in ander lande se regerings. Ons praat nie eens van ons eie regering nie. Japan het daar nou 'n verandering gekom. In die leidende party van die LDP, dis die Japaneese party, het hulle nou vir die eerste keer vir Sanae Takaichi, is 'n Japaneese vrou, die leier van die party gemaak. En die kanse is dat sy die eerste Japaneese vrou gaan wees wat die eerste minister van Japan kan word. Dit is baie interessant. Dit is baie interessant dat Japan vir die eerste keer in die geskiedenis 'n vroue leier kies.
In Tsjechoslowakye het 'n biljoenêr, Andrzej Babis, het die verkiesing gewen in Tsjechoslowakye. Hy is die ANO-party en dit blyk dat hierdie ou konservatief regs is. Ek is nie heeltemal seker van hulle nie, maar hy het dit by verre gewen. So Tsjechoslowakye is nou uit die kloue uit van die elite op hierdie stadium. Alhoewel hierdie ou is 'n biljoenêr. So ek weet nie, hy is soos Donald Trump, hy het sy eie verkiesing befonds en al sulke goed, en hy het dit reg gekry. So terwyl ons besig is om rugby te kyk, is verkiesings besig om plaas te vind, regerings besig om te verander in ander lande, terwyl hierso in ons land is ons leiers besig om in hulle neuse te krap en Kentucky te vreet. In elk geval, van digitale ID gepraat, Hong Kong beplan nou 'n massiewe uitrol van CCTV en gesigsherkenningstegnologie. Nou, ek het nie 'n probleem met dit nie, op straat nie. Ek het 'n probleem waar jy gebeheer word deur jou bank, deur jou medies, deur kos, deur daai goed. Ek het 'n probleem daarmee. Ek het nie 'n probleem met kameras op straat en gesigsherkenningstegnologie op straat wat kriminele uitvang nie. Ek het nie 'n probleem met dit nie. Die eksterne beheer, het ek nie 'n probleem met dit nie. As jy niks verkeerd doen daar buite nie, is jy mos okay. Dit is hoe die regerende instansie moet operate. Dit is veronderstel om so te operate. Alright, jy kan supermark toe gaan. Kom ons vat dit nou eenvoudig. Kom ons sê jy stop by 'n verkeerslig. En jou voorste 2 wiele is oor die dubbele lyn, die tweede lyn. Dan moet jy beboet word. Want jy stel die aankomende verkeer links en regs in gevaar. Vat die taksies. Gebruik die linkerkantste baan wat links draai om voor die ander bane in te gaan, net voordat die ligte verander. Daardie ouens moet vasgetrek word. Nie net moet hulle voertuie van hulle weggeneem word nie, maar gesigsherkenningstegnologie sal hulle opspoor. So dit is vir my 'n goeie ding. Intern, digitale ID, digitale paspoort, digitale geld, digitale alles, nou, nee. Ek staan nie vir dit nie en die Federale Alliansie staan nie vir dit nie. Ons staan nie vir dit nie. Jy weet, ek het destyds, het ek vir Vader gevra toe ek begin het met die Noord-Transvaalse of die Transvaalse Republikeinse Unie, het ek begin mee. Toe word dit SARA, die Suid-Afrikaanse Republikeinse Alliansie, en toe word dit die FAS van SA, die Federale Alliansie van Suid-Afrika. Maar toe ek begin het met hierdie ding, het ek baie diep gebid oor die goed, en ek het vir Vader gevra, moet ek 'n deel raak van die verkiesing en sulke goed. En hy het vir my uitdruklik gesê, nee, dis nie jou job nie. Dis nie waarvoor ek jou roep nie. En ek dink as ons deel geraak het van die verkiesing, sou ons dalk 'n ander uitslag gehad het op hierdie stadium. Ons sal dalk meer mense gehad het aan ons kant wat by ons staan, maar dit is nie Vader se wens nie. Dis nie sy beplanning vir hierdie land nie. Julle sien? So ons doen wat hy sê. Nog 'n regeringsstorie, chaos in Albanië. Julle weet van daardie AI chatbot wat nou die eerste minister is van een of ander agri-tipe ding. Die ministers in die Albaniese regering het nou begin 'n gat vol raak en hulle gooi nou die leidende partye en die ouens in beheer met boeke en stoele en alle. Dis chaos in hulle regering. Dis soos wat dit chaos was met die EFF hierso. Maar die EFF is besig om absoluut hulle alie te sien, want Tomal Emmertjie is besig om sy alie te sien. Ons sal maar kyk wat daar gebeur. In die VSA is die moslims nou nie bang om te sê wat hulle wil sê nie. Hulle sê die volgende, ek het dit probeer vertaal hier. So hulle sê, julle nagmerrie van 'n Europese moslimland sal gou bewaarheid word. Dis die moslims in Amerika. Amerika en Rusland sal ook moslim word en julle kan niks daaraan doen nie. Ja, ons kan. En ons gaan. Anton, wat sê jy? Goeiemôre. Hier in Suid-Afrika het ons 'n plan hoe om die moslims te hanteer. Ons gaan op nasionale televisie bewys
hoe hulle Koran en hulle leringe 'n lieg is. En ons gaan dit doen voor hulle imams. Ons gaan hulle imams kans gee op nasionale televisie om vir ons te vertel wat hulle glo die waarheid is. En ons gaan hulle aanhoudend verkeerd bewys. En wanneer ons klaar is daarmee, gaan ons vir hulle vra nou, wat nou? Ons het sopas bewys, julle is 'n lieg. Julle Koran is 'n lieg, julle godsdiens is 'n lieg. Wat moet ons nou met julle maak? Dit gaan die vraag wees. Ons gaan dit aan hulle hande los. En dan gaan ons kyk wat doen die moslim gemeenskap. En dan gaan ons hulle verban. Totaal en al. En as hulle wil opstaan teen dit, dan gaan ons hulle uitroei. Soos gif, né? Ons gaan net van hulle ontslaa raak. Partykeer is dit wat nodig is. Partykeer is dit net wat nodig is. In elk geval. Gister het ek so vinnig deur die wêreldse ek het vinnig deur die wêreldse nuus gegaan. Wat's nog, ek het nog 'n paar stukke aan die ander kant ook geskryf, want daar was baie nuus gewees vanoggend. Hierdie Paus Leo kap weer vir Trump en vra vir oop grense. As daar oop grense is handeldryf amper onmoontlik. Jy kan nie handelstariewe, belasting en daai tipe van goed vra nie. Oop grense maak net vir moeilikheid. Dis kriminele wat inkom ensovoorts. Die Paus noem dit 'n nuwe uitreikingstydperk. Nee, dis nie 'n nuwe uitreikingstydperk nie. Dit is julle gemors agenda om die wêreld te bring by die moslim idee, sodat die rykes absoluut hierdie moslims kan beheer, want hulle is absoluut vlak. As jy luister na video's oor Islam en die goed, die mense is regtig dom. Hulle is geïndoktrineer, maar hier en daar is daar mense wat opstaan onder hulle. Daar's selfs 'n rabbi van Israel wat sê dat hulle het soveel kernwapens dat Amerika vir hulle vrees en dat hulle nog al die tyd die VSA dreig om te doen wat Israel wil hê. Kom ek sê vir julle, en ek het dit al gesê op koffie met brood, Israel is nie Israel nie. Die Hebreëse Israel, die volk van God wat daar was, is nie daar nie. Daar is stukke, groepe, wat nog oorspronklik was. En van hulle is al ingemengel al met hierdie khazars. Maar Israel is nie Israel nie. Julle moet dit maar weet. Goed, een van die redes hoekom Matetwa seker by die balkon afgegooi is in Parys. Hy het sy niggie se kerel gehelp met 'n waterkontrak in Gauteng van 263 miljoen. Jong mannetjie, uitgevat in die soet wat hy vir hom gekoop het met daai geld. Hy en sy niggie girlfriend of sy girlfriend wat Matetwa se niggie is. En dit is deel van al hierdie korrupsie. Matetwa sou 10-1 vir hulle die waarheid vertel het en hulle was bang daarvoor. Ek sê nou vir julle, dis 'n politieke moord. Dis 'n politieke moord. Dis nie selfmoord nie. Daai is 'n politieke moord. Suid-Afrikaanse polisie gaan nou 'n 5-man span stuur na Parys toe om hierdie moord of selfmoord te ondersoek. Ag man, hulle kan nie 'n saak in Suid-Afrika oplos nie. Jy wil vir my vertel 'n 5-man span gaan in Parys enige leidrade kry. Hulle gaan net so intoe vlieg, ons geld mors, lekker party hou daar, so lekker gesyp raak en dan weer terugkom. Dis al wat hulle gaan doen. Dis al wat hulle gaan doen. 'n Goeie ding in die Wes-Kaap ten minste, hulle het nou 'n span polisiemanne, 40 polisielede aangestel om die N2 te patrolleer. So as jy in die Kaap bly en die N2, weet ons is die hoofweg van die hel, waar hierdie hotnots klippe gooi van Brûe af en sulke goed. En so ja, hulle het 'n 40-man span aangestel om hierdie hoofweg dag en nag te patrolleer. Dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding. Inteendeel, wat hulle moet doen is, hulle moet die flippend Brûe opbou met hoë sterk heininge, dat niemand enigiets daar kan oorgooi of kan daarop opklim nie of enige so iets nie. En dan moet hulle CCTV TV-kameras hoog opsit wat hierdie mense kan absoluut identifiseer. Dis wat hulle moet doen. En natuurlik heininge aan die kante van die hoofweg. Jy mag nie 2 kilometer van 'n hoofweg bou nie. Dit moet sommer net 'n wit wees of 1 kilometer. Vir 'n hele kilometer mag jy nie naby 'n hoofweg bou nie. Dit is 'n idee, veral wat hierdie plakkerskampe en goed aanbetref.
Industriële gebiede wat beskermd is en so aan kan hy ook nog verstaan. Maar huise en sulke goed by 'n hoofweg moet 'n no-no wees. Dis maar iets om na te kyk. Ramaplakkertjie het die TRC saak teen hom in die regering verloor. En ek is eintlik bly hy die saak verloor, want dit is kriminele goed wat plaasgevind het in die apartheidsera, waarvoor hierdie regering moet verantwoording doen. En dit is vir my baie ironies, dat die ANC gemors moet verantwoording doen oor apartheidskriminele oortredinge. Kry vir julle man, kry vir julle. En jy kan sien hoe is hulle besig om paniekerig te raak, né? Ek sê dit mos op 'n ander manier, paniekerig. Hulle raak paniekerig. Want Fikile Mbalula, né, hy praat nou met die munisipaliteite en mense, julle moet julle plekke skoon hou en mooi beheer en seker maak dat julle in die gemeenskappe is. Hulle is besig om paniekerig te raak want hulle gaan jare se munisipaliteite verloor. Hulle sal beslis Parys verloor. Parys is 'n proefloopie wat gedoen word deur meneer Henry Deal en 'n ander groep wat daar is, die FSAA groep, en hulle is, ek kan amper vir julle sê, ek kan my kop op 'n blok sit, hulle gaan Parys se munisipaliteit oorneem en wegvat van die ANC af in die munisipale verkiesing volgende jaar, tensy daar nie iets radikaal met die federale alliansie gebeur nie. Hierdie was goeie nuus gewees. Erkekoleni, ek kan nie hierdie hotnots name uitspreek nie, en ons gaan teruggaan aan die normale Engelse en Afrikaanse name toe wanneer die tyd kom. Se metropolisie het 66 onpadwaardige taksies van die pad afgeneem. Very good. Hierdie taksies operate tussen Germiston en Boksburg, vir mense wat in daai areas bly. 66 onpadwaardige taksies, onpadwaardige taksies is van die pad afgeneem. So dis great, ons moet nog meer van die flipping goed afneem. Nee? Het 'n bus uitgebrand in die Huguenot tunnel hierdie naweek. Dit het seker chaos veroorsaak in daai tunnel. Ek was al 'n paar keer deur daai tunnel. Dis 'n mooi tunnel. Hy's nou nie meer so mooi nie, hy's nou 'n bietjie swart gebrand aan die binnekant by 'n sekere punt. En ek glo dat teen hierdie tyd al die bus verwyder en die verkeer kan weer mooi vloei. Ek het hierdie berig ook weer neergeskrywe. In die Wes-Kaap is 5 Malawiërs en 'n Chinees gearresteer vir onwettige drankvervaardiging. 5 Malawiërs en 'n Chinees. Dis nie 'n Suid-Afrikaner nie. Daar's geen Suid-Afrikaner betrokke nie. Dit is hierdie onwettige drek wat hier inkom, of hulle kom wettiglik in met hulle paspoorte, dan bly hulle hier wanneer daai paspoorte verval. Dan is hulle in elk geval onwettig. 5 Malawiërs en 'n Chinees. Nou die ander dag was daai Meksikaner en wieever Nigeriërs gearresteer. Die flipping goed, mense. Ons word nie deur moslems oorval nie. Ons word deur Afrika oorval. Maar die moslems is besig om in te sypel. Stadig maar seker deur die Pakistanis in jou mall. Hoor wat ek vir julle sê. En dan vra ou nou die volgende vraag: waarmee is die Suid-Afrikaanse regering besig? Daar het 'n groot Russiese vragvliegtuig wat eintlik op die swart lys is van Amerika. Daardie vliegtuig mag nie in Amerika inkom nie, of daardie tipe vliegtuig nie. Hierdie vliegtuig het in Appington geland hierdie naweek. Swaar gelaai. Toe hy weer land in Lanseria om brandstof in te neem, toe is die vrag weg. Wat is in hierdie land ingebring? Wat is hier ingebring waarvan ons nie weet nie? Van Rusland af. Geld, goud, dwelms, wapens, take your pick. Kans is goed, is almal van daai. Kans is goed, is almal van daai, né? Ons het al gepraat oor ons Suid-Afrikaanse tronke, maar luister nou na hierdie een. Die hof het beveel dat 'n kriminele hoofbaas wat aan die tronk is, en jy kan sien hierdie ou is 'n Pool of hy's 'n Libanees, Radovan
Kresseer. Hy's 'n kriminele hoofbaas wat aan die Suid-Afrikaanse tronk is. Die hof het nou beveel dat hy 'n laptop mag hê. Dis wonderlik, né? Dis wonderlik. Ons gee hulle 'n laptop. Hulle kry internet toegang en kan hulle al hulle kriminele sake bedryf vanuit die tronk uit. Totdat hulle nou hulle vonnisse uitgedien het of wat ook al. Of genoeg gemors op die straat gedoen het dat ons hulle moet vrymaak. Waar hulle ons families dreig en dies meer. Dis fantasties, is dit nie? Dis dan lekker. Henry, goeiemôre, wat sê jy? Dis dan lekker in die Suid-Afrikaanse tronke, né? Jy kan sommer nou 'n laptop kry. As jy 'n kriminele hoofbaas is, jy kan 'n laptop. Ek weet jy het al reeds 'n selfoon. Ek weet jy doen dit al 'n redelike tydjie al uit die tronk uit. Maar dit is ons howe wat hierdie oue laptop gegee het. SA regte groepe is nou besig om te vra dat ou Mal Emmer van die Judisiedienskommissie. Wanneer ou hierdie goed vertaal in Afrikaans, dan klink dit nie so lekker nie. Maar Mal Emmer moet van die Judisiedienskommissie verwyder word. Judicial Service Commission moet 'n Mal Emmertjie verwyder word. Wat soek hy daar in die eerste plek? Dan het ek nog 2-3 stukke nuus hierso. Ek gaan eers die gewone nuus gee. Osenzo Mchunu sê nou vir die publiek, almal maak foute. Almal maak foute en die mense wat foute gemaak het, moet verskoon word en vergewe word. Hy praat natuurlik vir die ANC kriminele regering. So hierdie kriminele moet ons net vergewe. Ag, ek weet hulle het triljoene gesteel en hulle steel nog steeds. Ons moet hulle maar net vergewe want hulle maak foute. Jou flip en hotnot. Ons sal sien wat ons met jou gaan maak wanneer die tyd kom. In Khayelitsha is die Gift of Givers se wa en personeel gekaap. Hulle val hulle eie mense aan, mense wat hulle wil help. Kriminele voer, wat sê Afrikaans, hulle vier hoogtyd, of wat ek al. Nee, hulle is in beheer in Suid-Afrika. Die boonste gedeelte is vrot en die vrotheid syfer af na die res van die land toe. Dis eenvoudig soos dit. En ons moet by 'n punt kom waar ons hierdie ding draai. Net dalk, draai daar baie munisipaliteite volgende jaar. Dalk, soos Parys gaan draai. Ek glo Parys gaan draai. En net dalk is dit 'n pad oop na 'n veranderingsproses toe, waar die mense meer sal laat fokus op goed soos die Federale Alliansie. Net dalk. In elk geval. Slegte nuus is dat daar is nou 34 nuwe Witkruise geplant by die Witkruismonument. Elke kruis verteenwoordig 'n boer of iemand in die boerefamilie wat sy lewe verloor het. 34 nuwe Witkruise is geplant. Dan in ander nuus. Hierdie is vir my baie slegte nuus. 'n Inbreker in Springs het 'n jong seentjie met die naam van Waldo, hy is 11 jaar oud. Hy is deur 'n inbreker in die kop geskiet. Hy veg vir sy lewe. Ons moet hierdie ouetjie in ons gedagtes en in ons gebede hou, dat hierdie mannetjie genees kan word en dat hy uit die hospitaal uit kan kom. Die dokters is bekommerd oor bloeding op sy brein. Ouetjie is 11 jaar oud. Die kinders is onskuldig, man. Die kinders is onskuldig. Weet jy, as jy nie oor vir jouself omgee nie, gee om vir die kinders. Gee om vir die kindertjies. Regtig waar. En sluit by ons aan om verandering te bring. Sluit aan by die Federale Alliansie. Soos ek al gesê het in die afgelope 2 weke, ek wil weer tyd maak en praat oor ons waardeplatform. Dat julle kan verstaan, die wat al vergeet het wat daaraan gaan. Dat julle kan verstaan waaroor dit gaan. Dis goed wat kom. Dis goed wat nie slaap nie. So sluit aan by die Federale Alliansie. Sluit aan by ons YouTube kanaal. Albei, die geestelike een en die gewone een.
Die Federale Alliansie kanaal het nou 130 mense op. En die geestelike een het 40 mense op. Het moet eintlik andersom wees. Ons moet kyk of ons kan baie meer mense as dit kry. Praat van die Federale Alliansie op programme soos wat Colyn aanbied en sulke goed. Noem die Federale Alliansie daar. Sit die woord uit. Spread the word, soos hulle sê in Engels. Kom ons kry verandering. Nee? En kom ons kry iemand met baie geld om hierdie ding te verander. Maar soos ek altyd sê, dis in God se hande. Hierdie hele ding is in Vader se hande. Die hele ding. In elk geval, dis maandagoggend, dis 'n nuwe week, en ons kan 'n goeie week hê, nee. Kom ons hê 'n goeie week hierdie week, 'n geseënde week, want ons is vryburgers, ons is boere Afrikaners, ensovoorts, ons weet wie ons is, en ons weet waarna toe ons op pad is, ons is op pad na vryheid toe, sekuriteit en voorspoed vir suidelike Afrika. Ons dink nie net aan onsself nie, ons dink aan almal rondom ons, ook, almal moet 'n plek hê in die son, almal moet 'n plek hê. Prys die naam van die Here. Fantastiese week vir julle, fantastiese dag, en saam met God mag eendag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Tot volgende keer en tot die volgende video's. Alles wat mooi is.